Ons doen die 41ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring 9 vanaf vers 13. En die 6ste engel het geblaas en ek het 'n stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die 6ste engel met die basuin gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die 4 engele losgemaak, wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om 1/3 van die mense dood te maak. En die getal van die leers van die perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000. En ek het hulle getal gehoor, en so het ek in hierdie gesig die perde gesien, en die wat op hulle sit, met 4 rooi en blou en swavelgeel borsharnasse, en die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swavel uitgegaan. Deur hierdie 3 pla is 1/3 van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swavel, wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense wat deur hierdie plan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde en hulle towerye, of hulle hoerery en hulle diefstalle nie. Ons lees dan hier van die 6ste basuin wat geblaas het, en dit is duidelik dat Johannes hier 'n berede mag sien. Nadat die 6ste basuin geblaas het, hoor Johannes 'n stem uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. Hierdie is dieselfde altaar waaronder die martelare se siele in bewaring gehou word, Openbaring 6 vers 9 tot 11. Dit is daarom belangrik om te onthou dat die oordeel wat volg op die blaas van die 6ste basuin ook deel vorm van die beantwoorde gebede op die heiliges se gebed, Openbaring 8 vers 4. Die teks sê nie wie se stem dit is nie. Dit is egter veilig om te beweer dat dit God se eie stem is, aangesien die engele in opdrag van sy bevel handel. 'n Sterker bewys is eerder dat Jesus die hoëpriester is en dat hierdie goue altaar sy bloedoffer verteenwoordig, daarom dat die martelare onder sy versoening is. Die wat nie onder die bloed is nie, is onder die oordeel, Johannes 3 vers 36. God het die hele oordeel oorgegee aan die Seun, Johannes 5 vers 22, en hy sal die wêreld in geregtigheid oordeel, Handelinge 17 vers 31. Die oordeel van die basuine is die oordeel die toren van die lam, Openbaring 6 vers 16. Dit is daarom Jesus Christus wat opdrag gee aan die engel wat die 6ste basuin geblaas het. Ons vind 4 engele wat gebind is by die Eufraat, die groot rivier. Die opdrag is om hierdie 4 engele los te laat. Dit wil dan voorkom of hierdie engele gebind is vir 'n bepaalde rede vir 'n bepaalde dag. Die teks verwys na die spesifieke uur, dag, maand en jaar, vers 15. Hulle is dus gebind tot 'n spesifieke toekomstige datum wanneer hulle losgelaat sal word. Die vorige basuin het gemaak dat geen mens die dood kon smaak nie. Hierdie oordeel bring die dood terug in die land. Dit is kompleet asof die 5de basuin die bewoners van die aarde in bewaring gehou het vir die oordeel wat nou op hande is. Die Eufraat in Irak, of die hedendaagse Irak, is die rivier wat skeiding maak tussen die oosterse lande en die volk Israel. Uiteindelik sal die water van die Eufraat opdroog sodat die weermagte van die ooste kan deurtrek na Israel, Openbaring 16 vers 12. Vers 16 leer ons dan wat die losmaak van hierdie 4 engele tot gevolg het. 'n berede mag van 200 miljoen soldate word ontplooi. Let op dat hierdie nie 'n simboliese getal is nie. Johannes maak melding van die feit dat hy die getal gehoor het. Miskien was hierdie groot getal ondenkbaar in Johannes se tyd, maar
Dit is heeltemal binne die vermoë van die oosterse lande om hierdie soort weermag te ontplooi. Die weermag kan selfs baie groter wees, aangesien Johannes net die getal van die berede mag, die perderuiters, gehoor het. Hulle voorkoms. Dit is duidelik uit Johannes se beskrywing dat hy moderne wapentuig gesien het wat moeilik was om te beskryf. Ons sien dat dit 'n uitdaging was in die woorde wat hy gebruik voordat hy die beskrywing gee. Hy begin deur te sê in vers 17, so het ek in hierdie gesig die perde gesien. Nadat Johannes in die gees opgeneem is, maak hy nie weer melding van die feit dat hy in die gees is nie, behalwe hier, waar hy sy lesers, die 7 gemeentes, net weer herinner dat dit is wat hy gesien het en dat hy nie ander woorde het om dit te beskryf nie. Hy begin deur hulle kleur te beskryf en noem 3 kleure: vuurrooi, blou en swavelgeel. Hierdie is die leidraad om te weet dat hier van 'n Chinese weermag gepraat word. Dit is presies die 3 kleure wat in die Chinese militêre vlag is. Nie net sê Openbaring 16 vers 12 dat hierdie weermag uit die ooste kom nie, maar hulle kleur stem ooreen met die van China. Johannes beskryf hierdie berede mag verder. Die koppe van die perde was soos leeukoppe. Dit is daarom duidelik dat hy nie hier van 'n antieke berede mag praat nie, anders sou hy 'n perd soos 'n perd, of anders sou 'n perd soos 'n perd gelyk het. Uit die perde se bekke gaan daar vuur, rook en swavel. Dit wat Johannes sien is moderne tanks en artillerie. Vers 19 beskryf dat hulle mag in hulle bekke en sterte is en dat hulle sterte so slangkoppe is waardeur skade aangerig word. En kyk nou na hulle funksie. Hierdie weermag trek op en maak dood so ver as wat hulle beweeg. Vers 18 verduidelik dat 1/3 van die mensdom deur hulle uitgewis word. Dit gebeur deur die krag van hulle springstof, hulle bomme, artillerie en ander wapens van massavernietiging. Die grootste deel van die wêreldpopulasie is tans woonagtig in die ooste. China en Indië se populasie maak 35% uit van die totale wêreldpopulasie. Dit mag wees dat hierdie lande onder mekaar en teen buurlande gaan oorlog maak, voordat hulle uiteindelik aftrek om teen Israel oorlog te maak, Sagaria 12 vers 2. Let nou ook op die gevolg. Die ander 2/3 van die wêreldpopulasie het ongelukkig na al hierdie rampe hulle steeds nie bekeer nie. Hierdie bonatuurlike dade wat deur die basuine veroorsaak is nie bewyse genoeg vir die wêreld dat God besig is om hulle te oordeel nie. Hier word nou hoofsaaklik van 2 dinge gepraat waarvan mense hulle ondanks alles nie bekeer nie. Hulle bekeer hulle nie van hulle valse godsdiens en aanbiddingspraktyke nie. Hulle gaan voort met duiwelaanbidding en die aanbidding van goud, silwer, koper, klip en hout. Dink hier aan die kinders van die ooste, wat veral skuldig is aan hierdie afgoderry. Hulle word geleentheid gegee om hulle tot God te bekeer, maar steeds doen hulle dit nie. Dan bekeer hulle ook nie van hulle moorde, towery, hoerery en diefstalle nie. Die werke van die vlees brand sterker in elkeen se hart as ooit tevore. Toe God sy liefde openbaar in Christus Jesus, het die wêreld sy liefde verag en gesê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Die liefde het die meeste nie in beroering gebring nie. Hulle harte het net so onveranderd gebly. Nou dat God sy oordeel oor die wêreld uitstort, nou bekeer die mense hulle nog steeds nie. Nog liefde, nog oordeel, maak die wêreld dat hulle nie bekeer nie. Ons sal volgende keer verder gaan met ons studie uit die boek Openbaring. Ons doen die 42ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 10. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof. En sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en
Hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê: Verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, en dat daar geen tyd meer sal wees nie, maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê: Gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê: Gee my die boekie. Toe sê hy vir my: Neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword, en hy het vir my gesê: Jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Hoofstuk 10 wys ons dat die koninkryk van Jesus Christus op hande is. Ons bevind ons in Openbaring 10 weer by 'n interval. Ons vind 'n interessante patroon wat weer herhaal is en weer herhaal sal word. Nadat die 6de seël gebreek is, vind ons die interval van Christus se 144.000 evangeliste, Openbaring 7. Nou nadat die 6de basuin geblaas is, vind ons die interval van 'n besondere boodskap in Christus se 2 getuies. Dit om net weer die reddende genade van God aan te toon. God wil sondaars red, ook in die groot verdrukking. Ons sal ook weer 'n interval, alhoewel 'n baie kort interval kry tussen die uitgiet van die 6de en die 7de skaal. Hierdie 7 seels, 7 basuine en 7 skale word elke keer saamgestel uit 4 wat verband hou en 3 wat verband hou met mekaar. Daar is duidelike onderskeid tussen die eerste 4 en die laaste 3. Soos in die geval van die seels is die eerste 4 perderuiters en die laaste 3 verwysings na siele wat gedood is en die oordeel weens die dood van daardie martelare. So ook die eerste 4 basuine het die skepping in fokus en die laaste 3 is gerig op die kroon van die skepping, die mens. Verder, wanneer ons Openbaring 10 bereik, kan ons ook nie anders as om die merkwaardige ooreenkoms te sien tussen Openbaring 10 tot 12 en Daniël 10 tot 12. Ek wil daarom 'n paar merkwaardige ooreenkomste en tog ook klein verskille uitwys. In Daniël 10 vind ons 'n engel wat met linne bekleed is wat aan Daniël verskyn. In Openbaring 10 vind ons 'n sterk engel wat in 'n wolk bekleed is wat aan Johannes verskyn. Die engel in die boek Daniël staan met sy voete bo oor die groot rivier die Hiddekel. Johannes sien die sterk engel met die een voet op die see en die ander voet op die land. Beide se voorkoms spreek van heerlikheid en bo-menslikheid. Toe beide die eerste keer praat, was dit 'n geweldige belewenis. Daniël het bewusteloos geword, Daniël 10 vers 9, en Johannes beleef dat dit soos 'n leeu wat brul, gepaard gaande met 7 donderslae wat hulle stem laat hoor. Openbaring 11 maak melding van die feit dat die heilige stad vir 42 maande vertrap sal word. Daniël 11
verwys uiteindelik na die anti-kris wat in die pragtige land wat 'n verwysing na Israel is, sal inkom en die land met sy weermagte sal oorvloei, vers 40 en 41. Wat gaan die anti-kris hier doen? Presies wat dit is wat Daniël beskryf. Hy gaan die land vertrap. Op die vraag hoe lank hierdie vertrapping en verwoesting sal wees, gee Daniël 12 vers 7 die antwoord as 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Dit is 3,5 jaar, presies 42 maande of 1260 dae, soos Openbaring 11 vers 2 en 3 dit weergee. Wanneer gaan die gruwel van die verwoesting, die anti-kris in Jerusalem in die tempel wees? Matteus 24 vers 15. Dit sal wees in die helfte van die groot verdrukking, Daniël 9 vers 27. Dit is presies waar ons in die groot verdrukking is. Openbaring 11 vers 2 leer ons dat die heilige stad nou vir 42 maande vertrap sal word. Dit is 3,5 jaar. In die middel van die 7 jaar van groot verdrukking, na 3,5 jaar met 3,5 jaar oor sal die anti-kris jag maak op Israel. Daniël 12 vers 1 leer dat Michael in die tyd van benoudheid vir Israel sal optree, terwyl Openbaring 12 leer weer hoe Michael dit doen deur die leers van die hemel te lei in 'n oorlog teen die Satan. Waarom is dit belangrik? Want daar is 3 onbetwisbare bewyse dat Jesus Christus in die openbaring aan Johannes wou hê dat ons nou moet verstaan dat wat in Openbaring 10 gaan plaasvind, alles is wat Daniël gesien het. Die 3 bewyse is die boodskapper, die boodskap en die boekie. Dit wat Daniël geskryf het, is egter baie meer as net die verwoesting en vertrapping van Jerusalem. Openbaring wys ons na die koninkryk van Jesus Christus, soos Daniël gesê het, dat die klip gaan los word sonder die toedoen van mensehande en die hele aarde oordek, Daniël 12 vers 35 en 45. Hierdie interval wil ons herinner dat die koninkryk op hande is. Ons sal môre weer voortgaan met ons lees uit die boek Openbaring. Ons doen die 43ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 10. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitgeroep het die 7 donderslae hulle stem laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ons het reeds gesê, Openbaring hoofstuk 10 word in 3 opgedeel. Die boodskapper, die boodskap en die boekie. Ons kyk in die eerste plek na die boodskapper, vers 1 en vers 2.
Dit is eerstens belangrik om te sien dat hierdie nie een van die 7 engele is wat die 7 basyne blaas nie. Johannes het 'n ander engel gesien. Dit is 'n algemene verskyning in die boek Openbaring, dat verskillende engele hulle verskyning maak. Hierdie engel plaas sy voete op die see en op die aarde. Dit is 'n bewys dat hierdie engel nie Jesus kan wees nie, want die engel sê, of die engel se een voet is op die aarde, terwyl Jesus met sy wederkoms sy voete op die Olyfberg gaan sit. Dit vind eers plaas in Openbaring 19. Daar is verdere ooreenkoms met Daniël 10, maar tog 'n merkwaardige verskil. Die engel van die Here het sy hande opgehef na die hemel en gesweer by die ewig lewende in Daniël 10. Dit word verklaar dat God by homself gesweer het, soos hy telkens gedoen het, Hebreërs 6 vers 13. Maar hier in Openbaring 10 sweer die engel ook by die een wat ewig lewe, maar met 'n insiggewende byvoeging. Hierdie byvoeging is om aan te dui dat hierdie sterk engel juis nie by homself sweer nie, maar by iemand anders as hy self. In Daniël 10 het Daniël 'n man gesien met linne bekleed, maar Johannes verwys hier spesifiek na 'n engel, 'n sterk engel. Dit is nie die eerste keer dat Johannes hierdie sterk engel gesien het nie. In Openbaring 5 sien hy 'n sterk engel wat iemand gesoek het wat waardig was om die boek te neem en sy seels oop te maak. Openbaring 5 vers 2. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek?" Dit is vir hierdie rede ook nie vreemd om die sterk engel nou met 'n geopende boek te sien nie. Hy was die een wat aanvanklik die vraag gevra het en nou staan hy met die geopende boekie in die hand. Ons het daarom nie hier met Jesus Christus te doen nie. Die merkwaardige ooreenkoms is egter om ons aandag te fokus op die waarheid dat dit wat Johannes hier sien en wat nou gaan volg in die boek Openbaring is dit wat reeds deur Daniël gesien is. Hierdie is nou die tyd van die einde. Daniël 10 vers 14 en ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Hier is dit nou. Dit gaan nou plaasvind. Ons sien dit in die verskyning van die sterk engel. Let op sy voorkoms. Is juis een van die redes waarom geleerdes hierdie sterk engel as 'n verskyning van Jesus voorhou. Ons sien egter telkens dat ander engele in die Bybel ook skitterende voorkomste gehad het. Dink byvoorbeeld aan Lucifer voor hy hoogmoedig geword het oor sy skoonheid, dat hy met heerlikheid bekleed was. Omdat hierdie engel in sulke heerlikheid in Openbaring 10 bekleed was, sê mense, maar is dit nie dalk 'n verwysing na Jesus nie? Maar ons het reeds vasgestel dat dit kan nie 'n verwysing na Jesus wees nie, want sy voet is reeds op die aarde. En eers in Openbaring 19 gaan Jesus sy voet op die aarde sit. Dit sal dan sy wederkoms wees. Ons sien dat hy met 'n wolk bekleed is, hierdie engel, hierdie sterk engel van Openbaring 10. 'n Wolk verwys gewoonlik na die voertuig waarmee die besendings uit of na die hemel plaasvind. Soos deur Jesus met 'n wolk na die hemel vertrek het in Handelinge 1 vers 9 en ook Elia in 'n storm weggeneem is na die hemel in 2 Konings 2 vers 11. Ons sal in wolke weggevoer word wanneer Jesus ons kom haal, 1 Tessalonisense 4 vers 17. Ons weet Jesus sal terugkeer op die wolke van die hemel, Openbaring 1 vers 7. Die engel kom daarom vanuit God se teenwoordigheid, daarom dat hy met 'n wolk bekleed is. Daar is 'n reënboog oor sy hoof. Ek glo die reënboog hier verwys na die feit dat hierdie sterk engel van God gestuur is. Dit is in Openbaring 4 vers 3 dat ons lees van 'n reënboog rondom God se troon. Daarom dat hierdie reënboog ook nou ons herinner dat hierdie engel vanuit God se teenwoordigheid gestuur is. Ons sien hierdie engel se voorkoms verder dat sy aangesig is soos die van die son. Hierdie dui weer vir ons aan dat hierdie engel uit God se teenwoordigheid kom. Rondom die troon van God moet die engele hulle aangesigte vir die heerlikheid van God verberg,
So het Moses se aangesig geskyn nadat hy met God ontmoet het op die berg Sinai, Eksodus 34 vers 29. Dit lig, of die lig wat hierdie engel afgee, dof enige aardse lig uit. Dit is om die kontras te wys tussen die hemel en die aarde. Sy voete is soos pilare van vuur. Voete verwys dikwels na oordeel, soos blinkgeskuurde koper wat gloei in 'n oond. Met voete van oordeel word die parskyp van God se grimmigheid getrap. Ek reken egter dat hierdie vierde beskrywing aansluit by die vorige 3. Hierdie voete het in die teenwoordigheid van God gestaan, en dit is met hierdie voete dat die sterk engel nou op land en see kom staan. Dit moet in konteks gebring word met die boodskap wat hy dra. Hy kom om die lang verwagte koninkryk van Jesus Christus aan te kondig. Jesus sal oor land en see, oor die ganse aarde koning wees. Sy voete wat in die woonplek van God gestaan het, staan nou op die aarde wat die woonplek van God sal wees. Laat u koninkryk kom soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hierdie sterk engel se voorkoms wys ons dat hy van God gestuur is. Die woord engel en sterk engel word ook in die Grieks gebruik om te verduidelik dat dit 'n engel is soos ander engele. Dit verwys daarom nie na Jesus Christus hier in Openbaring hoofstuk 10 nie, maar sy voorkoms wys ons dat hy uit God se teenwoordigheid kom, of dit nou die voete is, of die bene is, of dit die aangesig is, hy kom uit God se teenwoordigheid. Ons is by die 44ste voorlesing in die boek Openbaring, en ons lees weer Openbaring 10. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof. En sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. En hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem in die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het en skrywe dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is, en die aarde, en wat daarin is, en die see, en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Ons het reeds gekyk na die boodskapper, nou kyk ons na die boodskap. Dit is Openbaring 10 vers 3 tot 7. Sy stem is baie insiggewend. Die boodskap wat hierdie sterk engel gehad het, is oorgedra met 'n groot stem. Hierdie is 'n verskynsel wat ons telkens van hemelwesens sien. Hulle stem doof alle ander geluide uit. Dit spreek ook van die autoriteit waarmee hulle spreek. Die geluid van sy stem was soos 'n leeu wat brul. 'n Leeu se brul bereik ongeveer 114 decibels en kan nagenoeg 8 kilometer ver gehoor word. Die idee in Openbaring 10 is dat hierdie boodskap hard en duidelik oorgekom het.
Dit is nie soos wanneer iemand daarvan uit 'n ander vertrek met jou praat en jy wonder wat gesê is nie. Nee, die boodskap kan nie gemis word nie. Die sterk Engelse stem is een ding, maar toe hy praat, het die 7 donderslae hulle stem laat hoor. 'n Donderslag kan 2 keer so ver gehoor word as 'n brul van 'n leeu. Dit is ongeveer 16 km en is gewoonlik 165 tot 180 decibels, maar kan soveel as 200 decibels wees. Die 7 donderslae is 'n verwysing na God se stem, Psalm 29 vers 3 tot 9 en Johannes 12 vers 29. Wat God gesê het op daardie stadium is nie opgeskryf nie, alhoewel Johannes kon hoor wat dit was. Dit bly daarom vir ons verborge. Hy sweer dan hierdie engel, die sterk engel, en dat daar geen tyd meer sal wees nie. Die eerste boodskap wat die sterk engel gehad het, was juis dit, die einde van alle dinge het gekom. Hy doen dit in die vorm van 'n eedswering. Hy sweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe. Dit is hy wie alles gemaak het. Hy sweer daarom by die lam van God, Jesus Christus, Johannes 1 vers 7, Openbaring 4 vers 11. Die feit dat die tyd uitgeloop het, wys ons op die waarheid dat daar nou weer geen uitstel meer sal wees nie. Die einde het nou spoedig aangebreek. Daar sal geen vertraging meer plaasvind nie, maar alles sal nou haastig uitloop. Hy sê dat wanneer die 7de bassein geblaas het, die verborgenheid van God heeltemal geopenbaar is. Aan Daniël is gesê om die boek se inligting wat hy ontvang het te verseël, Daniël 12 vers 4. Dit is hierdie boek wat Christus juis dan geneem het en die seels oopgebreek het, Openbaring 6 vers 1. By die blaas van die 7de bassein sal daar geen nuwe hoofstuk in die boek se inhoud meer wees nie. Uit die 7de bassein vloei die laaste eindgebeure wat 7 laaste plaag genoem word. Die 7de bassein word daarom as die verborgenheid gesien wat geblaas word. Hierna is alles aan die lig gebring. Die laaste woorde van vers 7 is merkwaardig. Saamgelees met die laaste woorde van vers 6 sien dit as volg daarna uit. Daar sal geen uitstel meer wees nie. Die tyd het nou tot 'n einde gekom. Die uurglas vir menslike regerings en regeringsstelsels het leeggeloop. Die rots wat losraak uit die berg sonder die toedoen van mensehande sal onverwyl die beeld van Nebukadneser aan die voete van yster en klei tref, Daniël 2 vers 45. Die rots sal oor die hele aarde kom, Daniël 2 vers 35. Die koninkryk van die hemelkoning is op hande. Dit wat die profete eeuwelang gelede verwag het, is nou op die hande. Openbaring 10 vers 7, maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die bassein sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Ons sal dan môre kyk, nou terwyl ons reeds gekyk het na die boodskap en die boodskapper, sal ons môre kyk na die boekie.